geregtigheid en ons geregtigheid bewerk. So ons sal vanoggend kyk na 'n gedeelte, een van die belangrike kenmerke van kinders van God, want dit is die titel, kinders van God teenoor die kinders van die duiwel, kinders van Satan, want dit is waarna toe Johannes gaan. Maar ek graag hê Maritjie, oude gewoonte, ek het eintlik 2 gedeeltes, ek moes kies watter een om te lees wat betrekking het. Miskien iemand vir my, Maritjie, ek sal vir jou vra om vir my asseblief 1 Korintiërs 15, en dis die gedeelte wat praat oor die opstanding. Ek het, asseblief Susie, sê vir my 1 Petrus. Dit vat slim, ons gaan vir Susie en Maritjie vra, want dit het altyd betrekking op die gedeelte waarna ons gaan kyk, wat ek nie nodig het om die hele gedeelte deur te lees dan, is 1 Petrus 4, vers 1 tot 4. Eers vir my asseblief 1 Korintiërs 15, die 10 verse 35 tot 44. Die ander blaai asseblief saam, ek gaan dit weer herhaal, want ek weet, ons almal is so, ons is almal in die skool, ons is stadig om te luister. Vinnig om te praat, stadig om te luister. 1 Korintiërs 15, dis die gedeelte waar Paulus praat van die opstanding van die vlees, wat baie mense nie vandag in glo nie. Hulle glo as jy dood is, jy dood, of jy, they believe in nihilism. Gaan baie Engels praat terwille van Kyle hoop that he can just catch on. So, but it's 1 Corinthians 15 verse 35 to 44. Paulus beskryf hoe gelowiges se opstandingsliggaam sal wees. Nou kan iemand vra, hoe sal die dooies wees wanneer hulle opgewek word? Watter soort liggame sal hulle hê? Jou dom vraagsteller, as jy saad in die grond sit, ontkiem dit tog nie tot nuwe lewe as dit nie eers self doodgegaan het nie. Wat jy in die grond sit, is nie die plant wat gaan groei nie, maar bloot 'n droë koringkorreltjie, of watter ander saad jy ook al plant. Dan gee God daaraan 'n nuwe liggaam, presies soos hy dit bepaal het. Van elke soort saad groei daar 'n ander soort plant. En net soos daar verskillende soorte saad en plante is, soos daar ook verskillende soorte vleis. Die van mense en diere, en voëls en visse is almal verskillend. Verder is daar ook hemelse liggame en aardse liggame. Die pragt van die hemelliggame verskil van die van aardse liggame. Die stralende pragt van die son verskil van die van die maan, en die sterre het weer hulle eie pragt. Die een ster se pragt verskil ook weer van die ander een. Dieselfde is die geval met die opstanding van die dooies. Ons aardse liggame, wat gewoonweg sal sterf en vergaan, sal anders wees wanneer hulle opgewek word, want hulle sal nooit weer sterf nie. Ons liggame wat in die grond geplant word, is maar heel gewoon, maar hulle sal in glansende heerlikheid opgewek word. Hulle is maar baie broos wanneer hulle geplant word, maar hulle sal vol krag wees wanneer hulle opgewek word. Hulle is nou natuurlike, fisiese liggame, maar wanneer hulle opgewek word, sal hulle geestelike liggame wees. Ja, net soos daar natuurlike, fisiese liggame is, so is daar ook geestelike liggame. Goed, en dan 1 Petrus, as jy blaai na die einde van die Bybel toe, 1 Peter 4 verse 1 to 4, gee asseblief af op die gedeelte dat ek die hele ding nie hoef deur te lees tydens die boodskap nie. Leiding na die voorbeeld van Christus. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook julleself bewapen met dieselfde insig, naamlik dat iemand wat liggaamlik gelei het, met die sonde klaar is. Daarom laat hy hom gedurende die oorblywende tyd van sy liggaamlike bestaan nie langer deur menslike begeertes lei nie, maar wel deur die wil van God. Immers julle
julle het in die tyd wat verby is, al oor genoeg deel gehad aan dit wat die heidene wil doen, uitspattigheid, begeerte, dronkenskap, brassery, drinkpartytjies en vervulling afgeneemings. Hulle verstom hulle daaroor, dat julle nie meer meedoen aan hierdie selfde stroom losbandigheid nie, en sê lasterlike dinge. Goed, kom ons bid, voor ons bid, laat ons net 1 Johannes 2 vers 29, weet ons, het 1 John 2 vers 29, dis die laaste vers, maar het vorm vir ons 'n perikoop wat gaan tot vers 10 van 1 Johannes. Nou Johannes sê, Johannes 2 vers 29, as julle weet, dat hy, dis die intercedent Christ, regverdig is, dan weet julle, dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. En sy kyk, wat 'n groot liefde die Vader ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Die Bybel sê seker ook uitroeptekens aan, hè. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet, dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem. En geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel, want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin, en hier is die belangrike vers, want ons gaan hierby stop, dit koppel die vorige gedeelte aan die res van die hoofstuk. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Vader, ons bid dat U ons sal lei deur U Heilige Gees. Ons is baie verleë en afhanklik, sodat hy ons sal lei in alle waarheid. Vader, dat ons, Here, werklik sal verstaan wat U deur U diensknegt Johannes gesê het, en steeds sê deur die Heilige Gees. Lei my dan as U diensknegt in Jesus naam. Amen. Terwille van die video, mense sê, hoekom herhaal ek dit so baie? Hulle sê, oor die algemeen mense 21 keer 'n feit hoor, voordat dit werklik resoneer. Dit kom, ek het al gehoor 121, maar dit is bietjie baie. Ons het te doen met die eerste algemene onsenbrief van die apostel Johannes. Ons gee hom sy titel, want hy is 'n apostel. Hy het die reg tot die titel, en hy is oor die 90 jaar oud, hy is nie ver van sy dood af nie, en hy skryf uit die Efese area waar Jesus se moeder voorheen gesterf het, Maria in Efese gesterf, sê die kerkvaders. Hy het haar opgepas, en nou tref iets verskrikliks hom. Wat gebeur nou hier in Efese? Nie net in Efese nie, maar dit deur al die kerk. As jy Efese ken, hy's soos 'n hoofstad, in Boom lê Sardis en Smyrna en al die ander kerke, 7 gemeentes plus more than 7 churches wat hy ernstig skryf, want 'n gevaarlike lering met die naam Gnostisisme het by die kerk ingesluit. Ons kan nie sê Johannes het nie hard genoeg gewerk nie, maar Gnostisisme is even with us till today, because New Age is a type of Gnosticism. Islam grens aan Gnosticisme. Die Mormone grens aan Gnosticisme.
Die meeste godsdienste kom uit gnostisisme, want dis 'n kennis wat hom verhef deur oor die skrifte. Ek sê altyd, ek staan nie onder gesag van myself nie, ek staan onder die gesag van die skrif. Die skrifgesag, die ou gereformeerde kerk het altyd gepraat van skrifgesag. Hulle wyk nou daarvan af, maar die skrif het gesag bo oor sy hele liggaam, want dit is die lewende woord van die lewende God wat vir ons gegee word. En gnostisisme staan op en hulle sê nee, Jesus Christus is nie die eers en enigste gebore nie, die eersgebore in die prototokos wat sê dat hy die formaat is waarvan ons God alles wil bou. He's the firstborn to be the first, die prototype wat God wil hê ons moet lyk. If the Holy Spirit is finished with us, we should look like Christ, the prototype. Nou kyk ons na Johannes, hy gebruik swart en wit dualisme, black and white dualism in sy skryfstyl, want ons het die lig, duister, leuen, waarheid, liefde teenoor haat, en weergeborenes teenoor die antichriste, maar hier in vers 10 gebruik hy weer swart en wit dualisme. En wat is dit? Kinders van God en kinders van die duiwel. So dit gaan oor wie is die kinders van God en wie is die kinders van die duiwel. Want hy sê en hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Hoekom ek by nommer 10 stop, vers 10 stop, eenvoudig omdat dit die van 2:29 regdeur tot by vers 9 van hoofstuk 3 eenheid vorm. Want hierin word beskryf hoe lyk die kinders van God en hoe lyk die kinders van die duiwel. Dis 'n dualisme. En dan die res vanaf vers 10 praat, is 'n nuwe inleiding, die einde van vers 10 praat hy oor, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Dit is 'n gedagte vir 'n volgende keer. Wat hy praat van in vers 11, want dit is die boodskap van die liefde, ons mekaar moet lief hê nie, soos Kain en so voort. Maar kom ons kyk net na die eerste 10 verse van 2:29 tot 3 vers 10. Hoe staan die kinders van God bekend? Hoe ontstaan kinders? Deur weergeboorte. Ons sê almal daar saam. En jy kan weer, ons gaan kyk na verwys graag na Petrus wat sê dat kinders word uit onverganklike saad gebore. 1 Petrus 1 vers 23, as jy die vorige, dis Johannes en dan die ander boeke is dan deur Petrus geskryf, as jy vorentoe blaai, dan kyk ons na wat Petrus in besonder sê, en dis belangrik, ons word kinders deur geestelike geboorte, weergeboorte. 1 Petrus 1 vers 23. 1 Peter, 1 chapter 23. Wat Peter sê, want julle is weergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. So, kinders van God moet logies dan weergebore word deur die onverganklike saad. En dis interessant, die woord wat hy gebruik in Grieks is die woord logos en hy gebruik theos, kombineer, hy sê, hulle word deur die woord van die lewe, dis deur Christus se gees geboorte geskenk tot die ewige lewe, en dan, as ons kyk na vers 1, wat hy sê, kyk wat 'n groot liefde het die Vader in ons bewys, dat ons kinders van God genoem kan word. Die eerste onderskeid, ons begin eers met kenmerkende tekens, ons het so 2 weke terug gekyk na 7 tekens van die Heilige Gees se salwing. Nou kyk ons na 7 onderskeidende kenmerke van kinders van God. En Johannes gee dit hier vir ons, ons lees nie tussen die lyne, ons lees wat hy sê. Maar Johannes gebruik ook die woord elkeen, everyone. As jy kyk na hoofstuk 2 vers 29, die woord elkeen of everyone kom daar duidelik voor. En hy
is iets wat hy 'n recurring voornaam wat hy sê, elkeen, as julle weet wat hy regverdig is, weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen uit hom gebore is. Hoofstuk 3 vers 3. Weer eens, en elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos God rein is. Vers 4. Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. Vers 6 word dit 2 keer herhaal. Elkeen wat in hom bly sondig nie, elkeen wat sondig het hom nie gesien en hom nie geken nie, en dan vers 9 gebruik hy weer die woord elkeen. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel geopenbaar, elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. Everyone who does not do the righteousness are not out of God. So hy gee vir ons hierdie mooi elkeen, en dan gebruik hy ook, en weer eens, dit begin by weergeboorte deur die geestelike saad. Dit is interessant, daar is 2 woorde vir saad in Grieks, die ene is spora. Die spora wat Petrus gebruik die woord spora. Spora is soos ons ken plante se sade of ander menslike saad. Dis saad wat hy gebruik. Ons word gebore uit hierdie saad. So die weergeboorte is die premium, dis die belangrikste, die sleutel, dis die hoof van alle dinge wat met enige mens kan gebeur. Weergeboorte. En dis waar kinders tot die ewige lewe oorgaan. Hulle word weergebore uit geestelike saad. Dis God se aanneming en sy werk wat hy in ons doen. So die eerste kenmerk dan, hulle word weergebore uit onverganklik saad, hulle word dan genoem kinders. Want God sê, kyk wat 'n groot liefde het hy aan ons bewys dat ons genoem kan word kinders van God. En van die vertaling sê, and that we are, en dit is ons ook. We are children of God. Ons is kinders van God en ons is dit ook. Hy noem ons kinders. Die tweede kenmerk wat ons kry, die woord kinders. En die kinders word deur Johannes is lief vir die woord kinders. Nee, hy gebruik aanhoudend die woord teknia of teknon. My kinders, teknia, teknon. My kinders, 15 keer deur hom herhaal om te klem daar te lê, julle is, nie omdat Johannes, he wasn't just an old man of over 90, using teknia and teknon, children, my little children of mine. He is writing this because he wants the reader to know that they are children of God, born out of the Spirit, not of flesh, but out of the Spirit. Dan die tweede gedeelte van vers 1, hoofstuk 3 vers 1, wat gebruik hy? Hy sê, om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het. For this reason, the world know them not, because they know him not. Hulle ken hom nie. Omdat hulle weergebore is nie, omdat hulle nog kinders is van die duiwel, want daar is net 2 soorte kinders, of jy is kinders van die duiwel, of jy is 'n kind van God. Baie mense vandag sal vir jou sê, dit is nie so nie. Ons is middel, daar's somewhere in between. Nee, jy is, volgens 1 Johannes 3 vers 10, kinders van God, kind van God, of jy is 'n kind van die duiwel. Simpel. Nee, black and white. Maar hy sê die wêreld ken hulle nie omdat hierdie kinders nie omdat hulle God nie geken het nie. En die woord wat hierso in die Grieks is kosmos is 'n gevalle wêreld wat hulle opstel teen die kennis van God. En daar's verskillende, daar's 13 gebruike van kosmos in die Grieks. Maar hierdie een praat van die mense wat God nie wil ken nie. Hulle wil hom nie ken nie. Nou sê met ander woorde, maar julle is kinders en julle behoort nie deel te wees van die wêreld. You're not supposed to be part of the world. You mustn't think like the world. You mustn't act like the world. You mustn't do things like the world. You have been born again. Daar moet julle anders wees. Die wêreld behoort julle nie te ken nie. En dit is kom ons vir soos ek vra, lees ons 1 Petrus 4 vers 1 tot 4. Wat hy sê, ons vind dit vreemd, hierdie mense in die wêreld vind dit vreemd dat julle nie dinge doen soos hulle doen nie. Hulle kyk na julle en sê, why are you different?
Why don't you do things like we do? Losbandig, partytjies, drinkery, allerhande goed. Maar losbandigheid, julle kan nie dieselfde wees nie, want julle is weergebore. It must be obvious that you should be different. What is different? Ek hou van Dr. Irwin Lutzer wat enige praat het van what is obvious en wat is ooglopend. Hy sê, you see something, it looks like a duck. It walks like a duck. It quacks like a duck. It lays egg like a duck. Therefore it must be a camel. Dis die logiese redenasie van die wêreld. Jy kan nie dieselfde wees, jy kan nie dieselfde wees, ooglopend, jy moet anders lewe. Dis 'n feit dat ons as weergebore kinders anders optree as die wêreld. Ons moenie net lyk soos iets anders te doen nie. So die tweede kenmerk is, die wêreld ken julle nie, en julle ken nie die wêreld, die ou einde nie. Die derde onderskeidende kenmerk, wat ons vind, en as hy verskyn, nou is my kinders vers 3, julle is, en elke wat hierdie hoop op hom het, reinig homself, vers 2, maar ons weet dat hy, wanneer hy verskyn, ons gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dit is wat Marietjie vir ons gelees het, oor die opstanding van die vlees. As Jesus verskyn, maar daar praat oor die wederkoms van Jesus in hierdie gedeelte, ons sal weet soos hy is, wanneer hy verskyn, sal ons ook nie beskaamd wees, beskaamd weggaan. Wanneer hy verskyn in die einde van hoofstuk 2, as hy verskyn sal ons nie skaam wees. En soos Adam en Eva wegkruip en weghardloop as God met hulle wil praat nie. So die derde onderskeidende kenmerk, ware kinders het die hoop van die opstanding van die vlees en om aan Jesus Christus gelyk te wees. Meer is Adam en Eva wat herstel is, wat genade gegee is. Meer is dit. Ons sal nie, wat hulle sê in Latyns, imago Dei, ons sal nie net weer wees soos Adam en Eva nie. Ons sal baie meer wees as Adam en Eva, want ons sal die heerlikheid van Jesus Christus reflekteer. In ons opgestaande liggame wat Christus reflekteer, want ons sal wees soos hy is, en Jesus het opgestaan, ons sal opstaan nie meer siek en moeg, depressief, swak, elendig, moeitevol, kommervol te wees nie. Ons sal opstaan tot sy heerlikheid. Laai vir my na julle Bybels na Daniël toe, as julle daar kan uitkom, Daniël 12, want die idee is dat ons sal skyn soos Christus sal skyn. Hoekom? Jesus het opgestaan tot heerlikheid van God die Vader, maar dan word die belofte, natuurlik Daniël in sy konteks praat, Daniël eintlik van die Israeliete, maar dit het ook betrekking op ons, want ook ons, die heidene het geval in sonde. Nou sê Daniël 12, hy sê, ek gaan sommer van vers 1 lees, en in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van die volk staan optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, vandat 'n volk bestaan het, tot die tyd nie. Maar dan sê hy, maar in die tyd, na jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskryf staan, en baie wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe, en ander tot ewige smaadheid, vir ewig afgryslik. En dan sê Daniël, maar die verskil is, waar almal sal opstaan tot smaadheid, en die verstandiges is die wat gekenmerk word as die kinders van God, wat Johannes van praat. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos. Ek weet nie van 'n ander vertaling praat vir ewig en ewig. Vir ewig, forever en ever. Amen. Hulle sal skitter soos, ons sal weet soos hy is. Die belofte. Die derde, die hoop. Kinders het altyd die hoop van 'n nuwe opstanding in 'n nuwe liggaam, om soos Jesus te wees, en te skyn soos sterre, wat Prof. Adley van praat, it's the culmination of our salvation. Wat is die culmination of our salvation? Dat ons die heerlikheid van Christus sal reflekteer, en nou al reflekteer, want Jesus sê, laat julle goeie dade
so voor mense skyn dat mense hulle Vader kan verheerlik. Dit gaan oor die verheerliking van die Vader. Die 4de kenmerk van ware kinders. In die proses om te wees soos Jesus, because there's a progressive sanctification, ons gaan voort na beter en beter om soos Jesus te skyn en soos hy te wees alreeds waar ons is. Elkeen wat hierdie hoop op hom self het, reinig hom self. Ons kan nie net aangaan en onrein wees in die wêreld nie, want hy verwag dat hulle sal hulle self, elkeen wat kinders genoem word, van wie die Vader sê, julle is my kinders, mede-erfgename van Christus, moet hom of haar self reinig. Dis die 4de kenmerk. En elkeen, sê hy vers 3, wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos wat hy rein is. Dis iets wat hulle doen. Reinig self. En ons weet nie hoe werk dit nie, maar ons het gekyk na ons gesing oor Filippense, nee. Mooi liedjie daai. Knowing you, Jesus. Knowing you is all I want to do. You're my hope, you're my joy, you're my righteousness. Daarom kry ons ook Filippense 2, wat 'n baie, ons het deur Filippense gegaan, Filippense 2 vers 12, Philippians 2 vers 12, hy sê, therefore my beloved, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, in my teenwoordigheid alleen, nie net in my teenwoordigheid, maar baie meer nou in my afwesigheid. Dan sê hy, werk uit, work out your salvation, through fear and trembling, werk julle geregtigheid, julle heil uit met vrees en bewering. Dis wat hierdie teks van Johannes wat sê, hy wat sê dat hy 'n kind is van God is, moet sy eie heil uitwerk. Dan sê mense, wow, dit beteken, well, working our righteousness. Nee, ons verstaan nie. Ons werk nie ons heil uit, juist omdat ons geroep is, werk ons heil uit. God has called us, therefore we act like we have been called. No, we must act like we've been called. And we've been called because He calls us children. Therefore we must live, we must work hard to work out on this side our salvation with fear and trembling. Wat Utley sê, en dit sluit aan by die 5de kenmerk van ware kinders, hulle doen die geregtigheid. Utley sê, we don't do good works to be saved, but we are saved unto good works. Ons doen goeie werke omdat ons gered is, nie om gered te word nie. Dit moet logies volg. So the fifth one, after they cleanse themselves, hulle maak hulle self skoon, verkry hulle 'n geregtigheid, wat hulle praat in teologie van an imputed righteousness, 'n posisionele geregtigheid. Ons kan nooit, never ever do what God really wants of us. We can't do that. If you think you can, you've already sinned. You cannot do what God requires, because He's a just God. He's a righteous God. He's a consuming fire. So what do we need? We need Him to justify us. We need Him to place. That's why die Griekse woord meno in Johannes 15 kom oor en oor en oor, en ook in Johannes bly in hom soos hy en julle moet julle in hom bly in hom, meno, aanhoudend, bly in hom, because that's a position of righteousness. Dit was nie sê in 2 Korintiërs, en Giselle is nou nie vanoggend hier nie, maar ek hoop sy gaan dit memoriseer, 2 Korintiërs 5 vers 21. As haar pater gesê, ek weet van sê, memoriseer die vers. Wat sê 2 Korintiërs 5 vers 21? God made Him, Christ, who knew no sin, righteousness, God made Him who knew no sin for us, so that we can become the righteousness of God, in Him. Ons kry hierdie in kinders wat God hou aan begin om hulle self te reinig en hulle lewe in Christus. Hoe lewe ons in Christus?
Ons kyk net na Romeine 3 vers 26, julle kan daarna blaai, of ek kan vir julle lees. Hulle sê in hierdie gedeelte sê Paulus van, so that God can become both just and justifier. Just, God is just, but he also becomes the justifier. Why? He imputes his righteousness into us. Hy plaas dit in ons. Nou kyk God na ons, wat sien hy? Hy sien Christus. Wat sien hy in Christus? Iemand wat klaar veroordeel is vir ons sonde. Therefore God, the just one, he does not allow any sin, he hates sin, he dislikes anything that's imperfect. God hates anything that's imperfect. So we've got a problem. Because there's no one just, not even one. There's no one righteous, not even one, said Paulus. But God made him who knew no sin, who was perfect and just, sin for us, so that we can come in him and be God's righteousness. Dis Romeine, né? Romeine se leer. Die 6de kenmerk van kinders van God. Hy sê vers 9, elkeen wat uit God gebore is, doen nie die sonde nie. En interessant gebruik hy hier, anderster is Petrus die woord spora, sperma. Ons het spora, sê hy, uit God gebore is die spora, wat sperma, is die woord wat hy hier gebruik, wat is sperma? Want dis ook saad, beteken ook saad, maar dis 'n saad wat metafories beteken, die nageslag, offspring. Nee, sperma gee offspring, dis hoe hy hom gebruik nie. Hulle wat kinders van God is, kan nie aanhou sonde nie, want hulle het die sperma van God in hulle, weergebore kinders wat genoem word kinders van God. En dan kry ons Romeine 8 vers 16 sê hy, die bekende gedeelte, Romeine 8 16 sê hy, die Heilige Gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Niemand kan sê Jesus is Here as die Heilige Gees nie deur daardie persoon werk. As hy nie in Christus geplaas het nie, kan enigiemand, selfs die duiwels kan sê Jesus is die Here. Dit beteken niks nie. Hy moet in Christus in wees. Deel van ingedoop wees in Christus. Hulle hou op sonde doen. Hulle wat die agape liefde. So dis die 6de kenmerk van kinders, hulle is uit God gebore, hulle hou op om te sondig. Want hulle het die sperma van God in hulle. 7de kenmerk, gaan ons kyk na volgende keer van praat, hulle het ook die liefde. Hulle het ware liefde vir medegelowiges. En weer eens, Johannes praat nie van broederliefde nie. Praat nie van Philadelphus nie, hy praat van agape. Hy gebruik 46 keer die woord in 1 Johannes, die woord agapao of agape. Dis die liefde wat God ook. Hulle kenmerk dat hulle kinders van God is, want hulle naaste en hulle broers en susters lief. Daarteenoor kry ons, hoe lyk die kinders van die duiwel? Nommer 1, vers 4 tot 6, sê vir ons, hoe lyk kinders van die duiwel? Elkeen wat die sonde doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En die grootste wetteloosheid is om te ken dat Jesus Christus die Here is. Hy het God gebore is, hy God en mens is, beide God en mens, die hypostatiese vereniging van God en mens, wat selfs Paulus sê, in hom, in him dwells the Colossians 2 verse 9, in him dwells the fullness of God bodily. In hom woon die volheid van God, liggaamlik. Die Gnosticisme sê, nee, Jesus is een van die emanasies. Dat, soos jy kyk na die son, en jy sien die verskillende strale, Jesus was een van die strale. Hy is nie die uitstraling, dis kom Hebreërs sê, hy is die uitstraling van God se heerlikheid. He is the radiance of God's glory. He is the only radiance of God's glory. En hulle wat dit ontken, sê hy, hulle wat aanhou sondig en dit ontken, vers 4, doen ook die wetteloosheid. Jy kan nie hier sê, soos ek nie praat van die 10 gebooie, so jy praat van 'n wetteloosheid wat weier om hulle self onder God te plaas. En julle kan nie aanhou sondig nie, want julle weet dat hy verskyn het om die sondes weg te neem en geen sonde is aan hom nie. Julle kan nie sê julle het gemeenskap met God en julle hou maar net aan om sonde te doen. Dit werk mos nie.
dan is ons nie regtig kinders nie. Ons is nie weergebore en ons is nie in hom geplaas nie. Hulle doen die wetteloosheid, want hulle kan nie iets anders te doen as die wetteloosheid. Die derde teken van kinders van die duiwel, hulle word nie rein en heilig soos ware kinders word nie. Hulle kan hulle self nie reinig nie, want niemand kan homself reinig tot God se. They can't cleanse yourself unto God's standard. No one ever. Selfs nie die baie mense in die Rooms-Katolieke glo dat die Pope kan daai standaard bereik van perfection. To God's expectation of his righteous standard and judgment. Hulle gaan aan, so hulle gaan maar net aan. Hulle is wetteloos, hulle gaan aan, hulle word nie skoon gemaak nie. Onthou wat sê Openbaring 22 vers 11 oor die laaste tyd, laat die wat vuil is nog vuiler word, laat die wat skoon is nog skoner word. Kinders van die duiwel, stel nie belang om hulle self skoon te maak nie, why would they justify clean themselves? Hulle sonde is nog op hulle rekening, vers 6, hulle hou aan sondag, want elkeen wat aan sondag het hom nie gesien en hom nie geken nie. Beteken, weer in die epinose, die beteken is, hulle het hom nie persoonlik geken nie, daarom hou hulle aan sondig. Want niemand wat uit God gebore is, kan aanhou selfs troetelsonde doen, want die saad bly in hulle. En wat gebeur met die weergeboorte? Sê die Here nie, kyk die dae kom dat ek nie meer die huis van Israel en die huis van Juda nuwe sal sê, ken die Here, hulle almal sal my ken groot en klein, want ek sal my wette in hulle hart gee en hulle verstand inskrywe. En almal sal my ken, groot en klein sal my ken, spreek die Here. Dit staan ook in Hebreërs. Maar baie mense besef nie wat is hierdie wette wat hy inskryf, want hulle noem in Levitikus 2 vers 13, as jy daarna toe wil blaai, Levitikus 2 vers 13, en dit is 'n prominente plek waar dit genoem word oor al die offerandes en hoe geoffer moet word. Ek dink nie baie mense besef hoeveel sout is gebruik by die offerandes nie. Want dit is 'n sout verbond, it's a salt covenant of salt. En jy moet al jou spysoffers met sout berei. En jy mag nie sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. Jy mag dit nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. Daarom word dit genoem in die Ou Testament die soutverbond. Wat doen sout? Dit reinig. Sout maak skoon. Sout werk korrupsie teë. In die ou dae se reg, broer Hendrik, jy sal seker onthou, jare terug sê die mense het nie yskaste gehad nie. As hulle vleis geslag het, het hulle dit met sout gesmeer, gepekel, dit is reg, die woord pekel. Sodat dit nie vrot word nie. Sout werk korrupsie teë. En God se verbond is die soutverbond, maar hierdie mense wat kinders van die duiwel is, steur hulle nie. Hulle is nie bekommerd oor die korrupsie nie. Die gnostisie was nie, want hulle sê van die mees immorele mense in die tyd van Johannes geskrywe was die gnostisie. Want hulle sê jy kan nie in jou vlees niks wat jy in jou vlees, sonde wat jy in jou vlees doen, sal God in rekenskap bring. Want jy het jou gees. Dis waarom Jesus ook nie kan vlees aanneem nie, want dan word hy ook sondig, het hulle geglo. Nou sê dit nee, maar julle is kinders van God, so julle het die soutverbond in julle, die Heilige Gees werk sy soutverbond en maak julle rein, bring julle op God se standaard deur sy geregtigheid wat julle nie julle eie is nie, en daarom die wat verlore is, het geen begeerte om te verander nie. Hoe moet dit verander? Die Heilige Gees werk dan nie in hulle, daar is geen sout in hulle, spreekwoordelik nie. So sê die 5de kenmerk, hulle het geen begeerte na geregtigheid nie, want hulle verstaan nie geregtigheid nie. Sonde is nie, ja, is maar een van die dinge wat ons almal sondig. So die gnostisie gedoen, so doen hulle vandag nog. Onthou vir oorlede Hansie Cronje, wat kan onthou, nee. Wat het hy gesê as verskoning vir dit wat hy gedoen het? The devil made me do that. No, sir, the devil didn't make you. Your corrupt flesh did that.
Dan sit nie tipies spreekwoord, ons ken almal die storie. Adam blameer Eva. Eva blameer die slang. En dan iemand sê, poor snake didn't have a leg to stand on. He couldn't defend himself. Want die korrupsie is klaar in ons. Ons doen dit van nature. So hulle standaard van geregtigheid val kort. En dan dink hulle, baie mense dink, God sal tevrede wees met wat ek. Meeste ons die Islam en Jehovah's, almal dink Mormone, wat ek vir God gee, wat ek vir hom, what I present to him is going to be satisfied. No, so he won't. Because given any chance he could have been satisfied by your sacrifice, then it would have been unnecessary for Christ to die. Because then your standard would have satisfied God. Cannot satisfy God. 'n Geregtigheid. Kinders van die duiwel hou aan sonde doen. Dit is al wat hulle kan doen. Kan enigiemand homself verander, behalwe sy kind van God word, becomes a child of God through rebirth. It's called the child of God. He seeks after God's justice, seek first the kingdom of God. He cleanses himself, he follows Christ, he calls upon Christ, mercy, and then he progresses on the way of sanctification to the glory of God the Father. Dit was dan my idee, min of meer wat Johannes hier probeer sê. Die is kinders, en ek gaan weer woord kinders gebruik vorentoe. Maar kom ons vra vir die Here vir genade, want ons weet ons kan onsself nie reinig nie. Hy moet ons reinig. Dus kom Petrus vra, was nie net my voet nie, was hom my hele lyf, my kop, my toe. Alles, was alles, en sê Jesus, julle is reeds skoon deur die woord wat ek met julle gespreek het. Julle het dit geglo en dit aanvaar. Mag die Here ons seën op hierdie lang naweek. Dankie dat u gekom het om Jesus Christus te verheerlik vanoggend. Sodat hy ons kan skoonmaak en was en reinig. Amen. Kom ons bid saam. Ek gaan vir 30 sekondes praat hier. As jy nie met hom wil praat nie, is goed, maar ek gaan 30 sekondes gee en praat u met hom aangaande die 7 kenmerke van kinders van God. Vader, dit is die woord. Mag ek in onderdanigheid, versigtigheid en ootmoedigheid sê, so spreek die Here. So spreek die Here die Gees deur al die geskrifte. Mag ons onsself meet aan dit wat geskryf staan, sodat dit inderdaad genoem kan word die kanon, the measuring reed, waarvoor ons alle dinge meet. Dankie vir weergeboorte. Dankie vir die gawe van die Heilige Gees. Dankie dat U ons die titel gee, kinders van God, of die naam gee, kinders van God. Dankie dat ons onsself kan reinig. Dankie dat ons die hoop het dat ons sal wees soos Jesus Christus, nie net Here sondeloos sal wees in die nuwe verheerlikte liggaam nie, maar Here onbeperk sal wees om ook Here vir ewig met U te wees, altyd en altoos by U te wees. Help ons om onsself te reinig, terwyl ons hierdie hoop het in erdepotte, kruike wat besig is om te vergaan. Weet ons dat U ons klaar die ewige lewe gegee het. Here, beide spore en sperma, al twee, dat ons in U is en in U sal bly. Daardeur erken, Here, ons het nie ons eie geregtigheid nie, soos vers 10 sê, en elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, hulle is nie kinders van God nie. Here, mag ons U geregtigheid hê, ons bekleë met U geregtigheid, omdat U ons geregtigheid bewerk het aan die kruis van Golgotha, waar U verpletter, verbrysel, deurbore is ons sonde, sodat ons nie, Here,
ewige ongeregtigheid mag voortlewe nie. Ons bid al hierdie dinge, werk die Gees in een en elkeen wat teenwoordig is, alles tot die verheerliking van Jesus Christus.